Hoe lief het God dan sy eie mense in die wêreld gehad? Want so lief het God die wêreld gehad. En toe sien ons sy eie mense in die wêreld. Hoe lief het hy hulle gehad? Deuteronomium 10 vers 15. Maar net aan jou vaders het Jahwe 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê. Want so lief het God die wêreld gehad. Hoe lief? Maar net aan jou vaders het Jahwe 'n welgevalle gehad om hulle lief te hê, en hy het hulle nageslag na hulle uit al die volke uitverkies soos dit vandag is. So lief het God die wêreld gehad. Deuteronomium 33 vers 2. En hy het gesê, Jahwe het gekom van Sinaï en vir hulle opgevaar van Seir af. Seir is die berg van die Edomite. Hy het in liglands verskyn van die gebergte Paran en gekom van die heilige 10.000 af. Aan sy regterhand was vlammende vuur vir hulle. Ja, hy het die stamme lief. Wat is stamme? Die 12 stamme van Israel. Al sy heiliges. Hulle is in u hand. En hulle was gelaar by u voet. Elkeen ontvang iets van u uitsprake. Hier is weer Moses wat praat. Hy maak klaar. Sê ja, hy het die stamme lief. Hoe lief het hy hulle gehad? Dis die koppeling wat ons moet maak. Moses sê, ja, Jahwe het die stamme lief. Hoe lief het hy die stamme? Dat hy sy enige gebore seun gestuur het, sodat elkeen wat in hom glo, wie is elkeen? Die stamme wat hy lief het. Dat elkeen wat in hom glo nie verlore gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Dis hoe lief. Hosea 11 vers 1. Hoe lief het God sy mense in die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gestuur het. Hosea 11 vers 1. Toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad. Vader gebruik 'n sinnebeeld van 'n kind. Enige een van ons wat al 'n kind gehad het, kleinkind, weet, wat is daai liefde? Vader sê, toe Israel 'n kind was, het ek hom lief gehad. En uit Egipte het ek my seun geroep. Daar is sy kind, die Israeliete in Egipte, en hy roep hulle. Maar hoe meer die profete hulle geroep het, des te meer het hulle van die profete af weggeloop. Hulle het agter die Baals aangeloop en geoffer en vir gesnede beelde rook laat opgaan. Vandag roep Vader ons. Ons is nog steeds daai nageslag, geslag, die seun van, die seun van, die seun van. En as jy jou geslag terugvat, kom jy by Jakob uit. En Jakob se geslag het deur Egipte gegaan. Dis ons voorvaders. Ons lees in die Nuwe Testament van hulle wat deur die Rooi See deurgegaan het en onder die wolk was, wat ons voorvaders is. En Vader trek ons. Kom luister ons volgende. Hoekom het ons 'n begeerte na hierdie? Want Vader trek my. Ek wil dit hoor. Ek wil weet. Maar wat is ons geneigtheid? Hoe meer die profete ons roep, des te meer het ons weggeloop. En waar gaan ons? Na die Baals toe, na die ander Christusse. Watter kerk se Christus is die oulikste? Van wat hy nou ook die meeste? Nee, hierdie kerk se Christus sing nie lekker nie. Ek gaan na daai kerk se Christus toe. Wat is vir my lekker? Wat aanvaar hy? Hulle het aan die Baals veroffer en vir die gesnede beelde rook laat opgaan. En ek self het Efraim leer loop. Nou, hoor is, jy het jou kind leer loop, groot gebeurtenis. Hy het hulle op die arms geneem. En dan gaan jy met jou kind iewers heen. Jy gaan na 'n ligskou toe of jy gaan na 'n karnaval toe en waar is jou kind? Jy sit op jou arm. Vader sê, Efraim het op sy arm gesit. Hy het hulle op die arms geneem, maar hulle het nie erken dat ek hulle genees het. So lief het God die wêreld gehad. Die spraak wat hy gebruik. En dan sê hy vers 4, met mensebande, met koorde van liefde, ek hulle getrek. Ek wil hulle by my hê. Waar gaan hulle? Hulle gaan die hele tyd agter ander gode aan. Hulle gaan agter Baals aan, hulle gaan hulle eie gemaakte Christusse aan, anti-Christe. Hulle loop agter hulle aan. Ek trek hulle met mensebande, met koorde van liefde, maar hulle wil nie. En ek was vir hulle soos diegene wat die juk van hulle kakebeen af oplig. En ek het my na hulle neergebuig. Vader nader tot ons. Yeshua is God in die vlees. Hoe meer kan hy ons neerbuig as dit? En hy sê, hier is ek. Ek het hulle voedsel gegee. Hy sal na Egipte land nie terugkeer nie. Maar Aser, die koning van Aser, sal die koning van Israel wees. Omdat hulle geweier het om hulle te bekeer. En die swaard sal geswaai word in die stede en sy grendels vernietig en verteer wees weens hulle planne. Want my volk dwing om vir my afvallig te word.
En as die profete roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. En dis wat met ons gebeur. Ons wil ons anti-Christ dien. My kerk het 'n Christus wat ek vir my voorgestel het wat ek wil dien. En die profete roep, ons lees die profete vanoggend, hulle roep, ons staan nie belang nie. En as die profete hom roep na bo, rig hy hom glad nie op nie. Nou vra Vader, hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Hoekom sê Vader dit? Want so lief het hy Israel. Wat hy sê, hoe kan ek jou oorgee? Nou in hierdie situasie sê hy, julle gaan na Sirië toe. Maar hoe kan ek jou oorgee, o Efraim, jou prys gee, o Israel? Hoe kan ek jou maak soos Adma, uitstel en aan Seboim? My hart is omgekeer in my. Tegelijkertyd is my medelee opgewek. Vader sê dit van Israel. So lief het God sy mense in die wêreld gehad, die Israeliete, dat sy hart omgekeer is in hom. Tegelijkertyd is my medelee opgewek. Ons het sulke gevoelens in ons hart oor liefde. Vader het dieselfde. So lief het hy sy eie mense in die wêreld gehad. Wat sê ons? Nee, Vader, u mag nie. Raak ontslaaf van dit, kry 'n nuwe liefde. Verander aan die kruis. Hy sê, ek kan nie. Ek het Efraim groot gemaak. Ek het hom geleer loop. Ek het hom laat swaar kry, sodat hy met tot my toe bekeer. Ek net die liefde opgee, vers 9. Ek sal my toorngloed nie laat geld nie. Sy toorngloed, vandag met ons aanbid, ander Christusse, keer Vader se hart op. En hy sê, ek sal my toorngloed nog steeds nie laat geld nie. Ek sal Efraim nie weer ten gronde rig nie. Want ek is God en nie 'n mens nie. Die Heilige in jou midde. Ek sal nie kom in grimmigheid nie. Met wie praat hy? Met sy mense in die wêreld. En ons moet gehoor gee. Ons moet besluit. Stel ons belang of nie?